Goeiemôre almal. Dis my voorreg vanoggend om die woord van die Here aan u te bring. Dis Augustus maand, dis vroue maand en vandag is ook Vrouedag. Maar ek gaan nie net met die vrouens praat nie, ek gaan hopelik met die mans ook praat en mag u iets uit hierdie woord ontvang vanoggend wat vir jou ietsie gaan beteken. As ek moet begin, wil ek begin met 'n vraag vanoggend. En ek wil vir jou vra, wat is die beste raad wat iemand jou al ooit gegee het? Wat is daardie een ding wat iemand gesê het wat jou regtig laat dink het? En van wie af het dit gekom? En as jy vrymoedigheid het en dit graag met ons wil deel, wil ek jy moet net onder in die geselsfunksie of die chatfunksie soos ons dit noem, skryf net gou vir my of vir ons, wat is goeie raad wat iemand jou gegee het? En so kan ons by mekaar leer en dalk sien iemand iets raak wat hom gaan help. So asseblief, praat met ons daar in die geselsfunksie. Wat is goeie raad wat iemand jou gegee het? En terwyl julle dit doen, gaan ek sommer 'n paar juweeltjies met julle deel van raad wat mense my al gegee het. Nou ek kan nie anderste om maar uit my eie ondervinding, en ek wil begin met my ma en pa. My ma het altyd gesê, my kind, moenie jou naam weggooi nie, want dit is baie moeilik om dit terug te kry. As jy dit eenmaal weggegooi het, gaan jy dit nie weer terugkry nie. 'n Ander ding wat sy ons altyd gesê het is, julle moet die skottelgoed was voor julle gaan slaap. Want net nou word jy siek in die nag, en dan sien die pastoor of die dokter, daai tyd toe dokters nog uitgekom het, dat jou skottelgoed is nie skoon nie. Nou, ons het as tieners het ons later 'n antwoord vir haar gehad en vir haar gesê, ja ma, maar dan kan die dokter of die pastoor sien hoe siek was ons. Dis hoekom die skottelgoed nie gewas is nie. My pa het altyd gesê, cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. En 'n cluttered desk is 'n cluttered mind. So as jou studeertafel die mekaar is, dan is jou kop ook die mekaar. So hy het geglo alles moet netjies en skoon wees om hom. 'n Vriendin van my het my hierdie mooi waarheid en hierdie pragtige juweeltjie geleer wat gesê het, people don't do what you expect, but what you inspect. In ander woorde, jy moet maar agter mense kyk of hulle werkie gedoen het. My sis het hierdie pragtige ding wat sy by leef. Sy sê, live life carefully, but not fearfully. Live carefully, but not fearfully. 'n Ander vriendin van my sê altyd vir my, hoe gouer jy begin, hoe gouer is jy klaar. So as iets moeilik lyk, begin maar net, en dan is dit gou klaar. Pastor Wins sê altyd die mooi ding, en hy leef sy lewe daarby, is live life with no regrets. Moenie spyt wees oor enigiets wat jy sê, of wat jy gedoen het nie. Nou baie mense gee vir mense raad deur jou lewe. Jy kry raad, finansiële raad. Ons is op 'n stadium in ons lewe waar ons luister na aftrede raad, wat is die beste om te doen. Ander mense vertel jou goeie raad om jou kinders groot te maak. Party mense is daarop uit om jou te leer hoe kan jy 20 kg in 20 dae verloor, wat absoluut onmoontlik is, maar hulle sê dit. En 'n mens word jou hele lewe deurlang gekonfronteer met raad, partykeer is dit ongevraagde raad, en vanoggend wil ek bietjie met jou praat oor, na wie luister jy vir raad? Hoe kies jy iemand om mee te gaan praat as jy raad nodig het? Met wie praat jy, na wie kan jy luister? En in die wêreld noem hulle dit 'n mentor, maar ek wil amper sê 'n geestelike mentor is iets heeltemal anders en eintlik iets baie meer as 'n sekulêre mentor. Want 'n geestelike mentor het 'n ander fokus as wat 'n sekulêre mentor het. En 'n geestelike mentor sal jou altyd na Christus toe wys. Hy sal hom as die perfekte voorbeeld hê en hy sal altyd vir jou wys dat jy meer soos hom moet, na Christus moet word as wat jy soos 'n mens of 'n rolmodel moet word. 'n Geestelike mentor is iemand wat die beste belange van jou op die hart sal dra. En hulle sal jou help om beter besluite te neem en jou aanmoedig in die lewe. Dit kan meer as een persoon wees. Ek het al op 'n stadium, het ek al 3 mentors op dieselfde tyd gehad, wat ek regtig vir counsel en vir raad en vir wysheid genader het as ek in 'n moeilike posisie was. En dis iemand wat in jou sal bly glo ten spyte van jou tekortkominge. En ek wil amper vir jou vanmôre ook sê, dis nie iemand wat volmaak is nie, dis ook maar iemand wat op pad is en saam met jou leer. In 1 Tessalonisense 5 vers 11 staan hierdie pragtige teks. Hy sê, daarom
moet julle aanhou om mekaar moed in te praat en geestelik op te bou. So dit gaan nie net iemand is superieur en hy moedig 'n minder superieur aan nie. Ons is daar om by mekaar te leer en mekaar aan te moedig en mekaar in die geloof te bou. As ek dalk vandag swak is jy sterk. En môre is ek sterker as jy en ek moedig jou weer aan te hou om die Here te dien. As jy op 'n laagtepunt is, kan jou mentor jou moed inpraat, saam met jou bid, saam met jou aanmoedig om aan te hou. Toe Timoteus begin opgroei het in die geloof, en toe hy 'n jong Christen was, het hy baie naby aan Paulus beweeg. En Paulus het hom geleer baie dinge, en hy het ook 'n hele paar Bybelboeke saamgeskryf, soos 2 Korintiërs, Filippense, Kolossense, Filemon, het hulle saamgeskryf en eintlik die gemeente van Christus aangemoedig. In 2 Timoteus is daar ook 'n mooi beskrywing van hoe Christene wat langer die Here dien, die jongeres moet help. Hulle praat ook spesifiek daarvan waar Paulus vir jong pastoor Titus sê, hy sê, gaan soek vir jou asseblief ouer vrouens in die gemeente, wat die jonger vroue kan leer, en vir hulle kan sê hoe hulle moet wandel. En ek dink in vandag se kerk wees, is dit dalk 'n groot leemte wat ons het, wat ons nie meer die jonger geslag leer, en die jonger vroue, en die jonger, wat die ouer mans, die jonger mans wys, hoe om naby Christus te wandel, en hoe om 'n ware kind van die Here te wees, hoe om obstacles of tekortkominge te bowe te kom. En Titus 2 vertel jou eintlik mooi, gaan lees dit gerus, dit is so 'n pragtige deel. En soos ek nou gesê het, geestelike mentorskap lyk heeltemal anders as die wêreldse mentorskap. Kinders van die Here moet altyd aangemoedig word om meer soos Christus te word. 1 Korintiërs 11 vers 1 skryf Paulus, hy sê, wees my navolger, soos wat ek dit van Christus is. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, volg dan my voorbeeld, soos ek Christus in volg. As kinders van God moet ons altyd mense na Christus wys, en nie na 'n ander mens, of na jouself nie, dan word dit menseverering. Maar dit moet daar gaan wat jy sê, kyk hoe Christus dit hanteer, en word soos hy. En dan die Bybel sê ook, ons moet minder word, sodat God meer kan word in ons lewens. En vanoggend wil ek net vir julle 3 voorbeelde uit die Bybel, waar dit so mooi wys oor Christelike mentorskap. En die eerste een wat ek nou wil verwys is na Maria. Toe sy die groot aankondiging by die engel gehoor het, dat sy swanger, en sy gaan die verlosser in die wêreld bring, het sy, in die eerste plek het sy na Elisabeth toe gehardloop. Die Bybel sê, sy het haar gehaas om by Elisabeth uit te kom. En as ek die woord van die Here reg verstaan, het sy 3 maande daar gebly. En ek kan nie anders dink as dit was om te leer by Elisabeth, miskien wat swangerskap behels, wat sy moet doen om 'n goeie mamma te wees, wat sy moet doen om 'n beter vrou te wees en 'n goeie vrou te wees nie. Sy het gegaan om onder Elisabeth te wees en by haar te leer, en dan ook daardie pragtige gebed te skryf in Lukas wat sy van skryf oor haar aankondiging om die Messias in haar te dra. Die tweede voorbeeld wat ek vir julle wil noem, is die van Samuel. Toe hy nog 'n baie jong ouderdom was, het sy ouers besluit, en hulle het ook God beloof, hulle sal dit doen as sy swanger raak, het sy hulle hom na die tempel toe geneem onder Eli se mentorskap. En hy het by Eli geleer hoe om 'n priester te wees, hoe om in die tempel te werk, hoe om vir die Here te dien. Soveel so, dat toe die Here met Samuel praat, in die nag het hy gedink, dis Eli wat met hom praat, want hy is so gewoond om Eli se opdragte uit te voer, dat hy gehardloop het na Eli toe en sê, ja Heer, wat moet ek doen? En toe Eli vir hom sê, maar dis nie ek wat jou roep nie, dis God wat jou roep. En as hy weer jou roep, moet jy sê, ja Here, u diensknegt luister. En dan die grootste mentor wat ons van lees, is seker die Here Jesus Christus self, die derde voorbeeld, wat ek wil noem vir u uit die Bybel uit. Hy het sy disippels geleer en gelei, en gesê dat elkeen wat hom dien, moet hom volg. Nou is dit nie maar 'n mentor nie. So in Johannes 12 vers 26 wat hy sê, as jy my dien, as jy my ken, as jy my aangeneem het, volg my. Die disippels het hom in Matteus 6 gevra, Here, leer ons bid.
Hulle het gesê, Here, leer ons weet nie hoe om te bid nie, maar leer ons hoe om te bid, en uit dit het die pragtige Onse Vader gekom. As ons gaan kyk na die grootste opdrag wat die Here ons gegee het, in Matteus 28 vers 19, sê hy, dat ons moet disippels maak van alle mense. Dit is meer as 'n stel reëls wat jy moet navolg, dit is meer om te groei in Christus en 'n ware navolger te word, en dis niks anderste as mentoring nie, of om mentorskap, of om ander mense te mentor, en vir hulle te sê, hoor hierso, kyk na my, of kyk na Christus, en volg my na, soos wat ek Christus navolg. En ek kan vanoggend vir jou 'n hele klomp reëls gee, en ek seker jy kan ook dink aan 'n klomp, hoe kies jy iemand wat jou geestelike mentor kan wees? Maar ek wil amper vir jou sê vanoggend, die grootste ding wat jy moet sê is dat, Here, getuig my gees saam met daardie persoon se gees, dat dit waarlik 'n disipel van God is, wat my sal help om op die regte pad te wees. Is dit waarlik iemand wat my sal help om meer soos Christus te word? Is dit 'n rolmodel wat vir my sal help soos om keuses te maak, wat vir my sal die beste raad gee wat om te doen? Is dit iemand wat vir jou sal bid as dit swaar gaan? Is dit iemand wat standvastig is en wat die Here dien? Is dit iemand wat jou raad sal gee in waarheid en ook in liefde as jy verkeerd is, en nie net as dit met jou goed gaan nie? Is dit vir iemand wat jou sal aanmoedig om die Here te dien, en nie wat met jou saam sal praat en sal sê, ja, shame, het gaan swaar, hou op om die Here te dien nie, soos wat Job se vriende met hom gemaak het nie? Is dit iemand wat jou sal aanmoedig in jou huwelik, in jou werk, in jou verhoudings? Is dit iemand wat vir jou sal bid? En dan is dit iemand wat saam met jou bly sal wees. Is dit iemand wat sal, as jy saam gebid het oor iets en dit kom in vervulling, wat saam met jou sal rejoice in jou suksesse en nie jaloers sal wees op jou nie? Dit is 'n ware mentor. En ek wil vanmôre regtig bid, dat die Here vir jou iemand in jou lewe sal plaas. Gaan bid en sê, Here, met wie kan ek gaan praat, wat vir my sal help om in my groei met U? Miskien is dit verskillende mense, miskien is dit jou ouer, miskien is dit 'n sussie, miskien is dit 'n vriendin, miskien is dit jou pastoorsvrou of jou pastoor. Maar mag die Here mense in jou pad plaas, wat jou sal help en jou sal aanmoedig. Miskien is dit jou selgroep, wat jou sal aanmoedig om die pad te bewandel. My pa het altyd gesê, wat help het jy jou hele lewe die Here gedien? En dan kom jy op die einde en jy spring om en sê, dis nie die moeite werd nie. Mag ons mekaar aanmoedig om die Here te bly dien. Maar nou wil ek ten laaste ook sê, ek weet daar is mense wat nie maklik met ander mense praat nie, en jy voel dalk vir watter rede ook al, wat ek nie weet wat dit is nie, dat mense het jou teleurgestel. Dan weet ons dat die Here is ons grootste vriend wat ons kan hê. Die woord van die Here sê, hy is ons raadgewer, hy is ons vriend, hy is ons opperheer, hy is die een na wie ons toe kan gaan, vir raad, vir wysheid, vir insig. Ek kan baie keer net met die woord oopmaak, en dan praat die Here met my, en hy gee my insig in wat ek moet doen. En ons as kinders van die Here kan met die grootste vrymoedigheid, kan ons na die Here toe gaan, en vir ons sê, Here, ek weet nie wat kant toe nie, maar ek weet dat U weet. U weet wat is die beste pad vir my. U weet wat is die keuses wat ek moet maak. U weet wat is of ek moet links of regs gaan. En dan sal hy vir jou help. As jy naby aan die Here leef, dan hoor ons mos daar die stemmetjie van die invluistering van die Heilige Gees, wat vir jou sê wat jy moet doen. So ons kan op die Gees van die Here vertrou, ons kan op sy woord vertrou, om vir ons rigting en leiding te gee. Ek kan nie anders as om te dink, toe ons die beroep aanvaar het hiernatoe, hoe die Here my gelei het en gesê het, as jy moeder of vader bo my lief het, is jy my nie werd nie. En ek was so gelukkig in die vorige gemeente, en ek sê, Here, ek los alles, want ek wil in U perfekte wil bly. En as ek lees in Spreuke 3 vers 6, wat ek weet is baie van U se gunsteling skrifgedeelte, is dit eintlik sommer dit so mooi op, en ek wil vanoggend afsluit daarmee, wat sê, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie.
Vra na die wil van God in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad wys. En mag die Here jou voetstappe rig, mag hy jou help in keuses wat jy moet maak. As jy dalk vandag in 'n doodloopstraat is, wil ek bid dat jy vanoggend wysheid sal kry, het sy by 'n mens, of het sy by die Here wat ons perfekte voorbeeld is, om vir jou te sê, moet jy links of regs, of moet jy omdraai in jou keuses wat jy moet maak. Mag die Here u ryklik seën. Ek wil saam met u bid, en mag die Gees in die harte vanoggend net die woord lewendig maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u ons perfekte leidsman is, dat u die een is wat ons rig, wat ons lei, wat ons voetstappe rig. En Here, dankie dat ons u, as soos Abraham sê, u is ons vriend wat nader aan ons is as enige broer. En dankie dat ons op u kan staat maak. Dankie dat u mense in ons pad ook plaas, Here, wat ons kan help om u beter te volg. En ek wil bid vanoggend dat u vir ons sal wys wie's die regte mense in ons lewens wat ons moet nou opkyk, wat ons moet volg, en die wie se raad ons moet volg. En dankie dat u ons ook nooit begewe en ons nooit verlaat nie, maar dat u naby aan ons is, die skaduwee aan ons regterhand, die een wat in ons is, om ons is, en dat u ons altyd in ons op die regte pad sal lei. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag die Here u seën tot ons weer so saam is in Jesus se naam. Shalom.